notas op bladsy 8. Vraag 2, sê dit vir jou. Die Doppler-effek is op beide klank en liggolwe van toepassing. Dit het ook baie belangrike toepassings in ons alledaagse lewe. Dan sê hulle vir jou by vraag 2.1. 'n toeter op 'n stilstaande trein stel klankgolwe met 'n frekwensie van 520 Hz vry, soos waargeneem deur 'n persoon wat op die perron staan. Aanvaar dat die spoed van klank in stil lig 340 meter per sekonde is, bereken die golflengte van die klank deur die persoon waargeneem. Die golflengte van die klank deur die persoon waargeneem. Nou dit is daar wat ek vir jou op bladsy 1 formules gegee het. Op bladsy 1 is die formule V is gelyk aan F maal lambda, ja? En die spoed van klank is 340, die frekwensie sê hulle vir jou is 520 en hulle soek lambda. En dan is my vraag, Pieter, sjoes. Lambda. Ardo, wat kry jy vir die antwoord? Ardo, waar is jou huiswerk? Hoekom? Diane, het jy geweer is huiswerk? Eintlik nee, juffrou. Maar? Ja, ek het Linda gevra of dit sê dis reg juffrou, maar ek het nie, want dit is huiswerk juffrou, maar ons het nie tyd gehad nie. Ons het eers wat is dit van Vrydag, Sondag aan 5:00, Maandag aan 5:00. Maar wat moet julle dan doen, ouens? Julle is matriek. Wat moet julle dan doen? Juffrou het ook my Afrikaanse nommer om te skryf van my wiskunde huiswerk. Ek het nie gevra wat het jy toe gedoen, ek vra wat moes jy doen? Is ek 'n monster? Nee, ek is nie. Maar ek raak ongelooflik kwaad as jy nie kan dink nie. Hallo juffrou, ons is baie jammer as ons op die voorrekker kamp. Ons het nie ons huiswerk gedoen nie, sal juffrou asseblief verskoon. Chap. Of as jy inkom by die deur. Maar as jy so dit vir my sê, dan wil ek wil slange vang. Hoor julle my? Pieter, wat jy gekry het? 0,65 meter. Alright, 2.1.1, daar is 2.1.2. Sê dit vir jou, die golflengte van die klank deur die persoon waargeneem wanneer die trein na hom of haar teen 'n konstante spoed van 15 meter per sekonde beweeg, met die toeter wat steeds klankvry stel. Nou sien jy dit al 6 punte. Nou in hierdie geval, 6 punte is of een groot lang vraag of lang vraag met 'n bietjie van 'n korter vraag. Okay, so hulle vra vir golflengte, maar waarmee hulle nou besig is watter konsep MWD agter gaan? Tjoh. Watter konsep is as iemand beweeg en hulle gee klank af en is anders as die spoed van klank? Die Doppler-effek. So hulle is besig met die Doppler-effek. Reg? So daarom gaan die frekwensie wat hy hoor anders wees as die werklike frekwensie en daarom gaan die golflengte anders wees as wat dit werklik is. So nou gaan ons eers die frekwensie van die luisteraar moet gaan bepaal. Okay? So die frekwensie van die bron is 520. Die spoed van die bron sê hulle vir jou hy beweeg teen 15 meter per sekonde. Die spoed van die luisteraar is 0 want hy staan stil op die perron en dan die spoed van klank is 340 meter per sekonde. Alright, so jy gaan na die Doppler-effek. En jy sien ek vul geen simbole in die want wanneer jy die formule gebruik menende afskryf vanaf die dataveld, moet jy klaar die plus en minus op die regte plekke neerskryf. Hoe Henry? Waar kom 'n plus, waar kom 'n minus en hoekom? Die plus en die minus beweeg na die die source beweeg na die luisteraars toe, maar hulle beweeg nader aan mekaar toe. Yes. Okay, so hulle beweeg nader aan mekaar, so daarom gaan jy dit 'n plus bo en 'n minus onder. En dan as jy daai som gedoen het, MW, wat kry jy? Ek vra nou net om nou in my ding gaan inbys, soos ek het nie die soms antwoord geskryf nie. Hoekom nie?
En maak jou antwoord sin? Ja, Hoekom? want hy beweeg na ons toe, so die frekwensie gaan hoog wees. Ja, want die golwe druk by mekaar. Goed, wat was die vraag nou weer? Bereken die frekwensie. Ja, is dit? 15? So hulle het vir jou gevra vir die golflengte. So jy gaan weer na hierdie formule toe. Frekwensie is 544. En jy soek die golflengte en toe Leandre, wat kry jy vir die golflengte? 0,63 meter. En dan sien jy die golflengte is kleiner as oorspronklik en dit maak vir jou sin want die golf word saamgedruk, so die golflengte is kleiner. Okay. Dan vra hulle vir jou by vraag 2.2. Vra hulle vir jou verduidelik waarom die golflengte bereken in vraag 2.1.1 verskil van die van vraag 2.1.2 verkry. Ek het dit nou net eintlik gesê. Vraag 2.1.2 is kleiner want soos terrein nader word golwe saamgepers of saamgedruk, frekwensie verhoog en golflengte verklein. Sjap, het julle so iets gesê? Okay, 2.3 sê vir jou, gebruik jou kennis van die Doppler effek om rooi verskywings te verduidelik. Gina, wat in die hele wêreld is 'n rooi verskywing? Ek kan antwoord lees. Jy kan. Wanneer 'n ster wegbeweeg van die aarde, sal die frekwensie van sy lig afneem. Gebruik jou kennis van die Doppler effek om rooi verskywings te verduidelik. So wat is 'n rooi verskywing? Ster wat wegbeweeg en toe het jy gesê ek voel jy 2 goed genoem en jy moes 3 goed noem. Sê geweer? Wat lees geweer? Wanneer 'n ster wegbeweeg van die aarde, sal die frekwensie van sy lig afneem. Okay, so dis nie werklik sy frekwensie wat afneem nie, dis sy waargenome frekwensie. Okay, so jy moet daai woord in sy waargenome of die frekwensie wat deur mense op die aarde waargeneem word. Want sy werklike frekwensie bly presies dieselfde. Dis dit wat jy ervaar of sien omdat jy anders beweeg as die lig beweeg daarom. Okay, sien jy iets anders? Is julle met my? So het jy daai woord waargenome of 'n frekwensie wat waargeneem word? Juffrou, is daar spesifieke teoretiese ondersoeke sê? Of kan jy net verduidelik wat jy... Jy kan verduidelik wat jy so, maar wat sy dan moet by sê is, soos die frekwensie neem af, die golflengte neem toe en daarom sien jy 'n rooi verskywing. Okay, so jy wil even terugbring tot die vraag wat hulle gesê het. So jy wil noem van golflengtes en dan wil jy weer noem die rooi verskywing. Okay, so sy het gesê soos wat ster weg beweeg neem, daar is nie 'n formele definisie nie. Soos wat ster weg beweeg neem waargenome frekwensie van ster af. Dus sprei golwe uit en word 'n rooi verskywing gesien. Okay, so met die antwoorde is dit was altyd so 3 goedjies waarna hulle kyk. Hulle wil die phenomenon wil hulle hoor, rooi verskywing, Doppler effek, een van daai woorde wil hulle hoor en dan wil hulle hoor iets van frekwensie en hulle wil hoor iets van golflengtes. Daai 3 goeters. Is julle met my? Okay. Ek dink nou 'n vraag was super moeilik, die hele vraag. Was daar iets te moeilik nie? As daar? Okay, kan ek gaan na vraag 5 toe, is almal klaar? Okay. Vraag 5. Sê dit. Weerkaatsing van klankgolwe stel vleermuise in staat om motte te jag. Die klankgolf van 'n vleermuis wat 'n vleermuis voortbring, het 'n frekwensie van 222 kHz.
Het julle daai kilo gesien? Sê jy maal met 10 to die mag 3. Okay. Goed, wat noem mens klank bo 'n frekwensie van 20.000 Hz? Wat noem mens daai klank? Rikus, weet jy? Ultra klank. Ultrasound. Okay, en die menslike gehoor kan net tot 20.000 Hz hoor. Okay, waar is ek met my vraag? 20.000 Hz en hy het 'n golflengte van 1.5 × 10 to die mag minus 3 meter. Goed, nou vra hulle vir jou 5.1. Bereken die spoed van hierdie klankgolf deur die lug. Amorey, wat jy gedoen? Juffrou, ek het eers die formule gebruik van die Doppler-effek. Ek het plus bo en minus onder en dan het ek die spoed gaan uitwerk want hy is al in 5.1. 3 punte. O, sorry, ek het die golflengte bereken. Dis nie verkeerd gaan. Ek wil net sê, waarmee is jy besig? Okay, 2 maal 10 to die mag 3, maal 1.5 maal 10 to die mag minus 3. En Anke, wat het jy gekry? 3,33 maal 10 tot die mag minus 4 meter per sekonde. Minus 4. Nee, het jy daar 10 to die mag 3 daarin? Juffrou, ek sê dit is 0,222. Nee, maar dis nie minus 3 nie, dis 3. Ek wil sê, ergens, kyk, by hulle, wat het jy gekry? 333 meter per sekonde. Ek wil net sê, dat ek 333 meter per sekonde. Frederik, hoeveel het jy gekry vir die vorige toets? Shut up. Okay, 5.2. Okay, goed. Stilstaande vleermuis stuur 'n klankgolf uit en ontvang dieselfde sein wat deur 'n bewegende mot teen 'n frekwensie van soveel weerkaats word. Okay, het julle almal die prentjie? Vleermuis staan stil, mot beweeg. Vleermuis stuur 'n klankgolf uit, mot beweeg. Ek dink hy het gesê na hom toe. Ja, hy weet nog nie. Okay, so die mot beweeg en hy reflekteer die klank en hy ervaar 'n frekwensie van 230,3 kHz. Ek wil net gee ietsie kyk, ja. Sjoe, nou vra hulle vir jou, beweeg die mot na of weg van die vleermuis? Hulle vra nie hoekom nie, maar ek vra hoekom. John Marie. Hier is die frekwensie wat die vleermuis hoor. Hier is die frekwensie wat hy uitgestuur het. Beweeg die mot na die vleermuis toe of weg van die vleermuis af? Hoekom? Die frekwensie wat die luisteraar hoor is groter as die frekwensie van die source. Nee? Okay. Maar hoe is die source? Ek het weer so gedink maar toe sien ek dat ek 'n negatiewe antwoord gekry het. Maar Hy is die source en hy is die luisteraar. Okay, goed. Vir 6 punte. Bereken die grootte van die snelheid van die mot as aanvaar word dat die snelheid konstant is. So die mot vlieg na hom toe, het ons nou gesê. Okay, so ons het ons luisteraar bum 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 bum. Ons het gesê beweeg na hom toe, so dis 'n plus bo en 'n minus onder. Okay, so wat hy hoor is 32,3, maal 10 to die mag 3, sorry. Die spoed van klank het ons gesê is 333, want jy het dit nou net daarbo gaan uitwerk. Nee. Die spoed van die luisteraar is 0, want die mot staan, moet nie die vleermuis staan stil, maar die spoed van die bron wil ons gaan hoor, wat is die mot? Nee? Is julle almal met my met hoekom is hy die bron en hoekom is hy die luisteraar? Nee? Ja? Iemand? Maar dis reg. Wie is nie reg nie? Hoekom is die mot nou die bron? Okay, so bear with me.
Vleermuis. Mot. Chop. Alright. Ons het 2 scenario's tegnies. Die eerste scenario is die vleermuis wat klankgolwe uitstuur. As ons na daai scenario kyk, dan is hy die source en hy die luisteraar. Maar hulle praat van die vleermuis, vleermuise kan ons nie sien nie. Okay? Hulle deur klankgolwe uit te stuur en wat reflekteer, so kan hulle bepaal hoe ver is 'n voorwerp van hulle af. Okay? So dis hoekom hulle baie keer in jou hare invlieg, want jou hare is te sag, so hulle sien nie jou hare as hoe ver jy is nie, hulle sien net jou skedel en dan vlieg hulle, liewer dan is hulle timing uit en dan vlieg hulle in jou hare in. Okay. So, wat ek wou sê nou vir jou, so, dit is die scenario, maar hulle praat nou van, hy hoor weer die klank terug as gevolg van die weerkaatsing op die mot. So ons is nie besig met hierdie scenario nie, ons is besig met die weerkaatste klank. So daai klank het weer weerkaats soontoe. So ons is besig met die groen scenario waar die weerkaatsing vanaf die mot kom en die vleermuis ontvang daai klank sodat hy kan bepaal hoe ver is die mot van hom af. Jy met my? Okay. Wiskunde sommetjie gedoen. Charles, en toe wat kry jy? Jy het weer die vraag kom. Ja, ek weet nie kom. En toe, wat doen jy met daai kennis? Toe kry jy 'n paniekgevoel. Ja, ek weet. En toe, dis wetenskap, soos everyday, elke vraag, elke periode. Nee? Is ek die enigste een wat so was op skool? Kan jy die kilohertz as kilohertz los? Nee. Tegnies kan jy soos wiskundige wys gaan dit uitkanselleer, maar moenie dit doen in 'n toets of eksamen nie. Ja, Charles, wat kry jy? Maar ek het net gestop deur die klank met mekaar te deel gekry 1,03. Nee, ou. Jo. Daar is die ding wat jy soek. Onder die lyn. Nie happy nie. 333 minus 4s. Vat hom boontoe, vat hom soontoe. Dan het jy 333 maal 222 maal 10 to die mag 3 gedeel deur 230.3 maal 10 to die mag 3. Yes? Daar is dit 3. Daai is dit 3. Het jy die som gedoen? Jy het die som gedoen, maar die volgende vraag is vir jou. Jy maak nog boekrol reg. Tik dit in jou sakrekenaar in. Ek sê mos nou vir jou, is jou sakrekenaar al uit, Frederik? Linden? Is beskou jy Frederik as jou pel? Nou hoekom? Help jy hom nie? Soos wat is die tipe pel, bring hom verder in die moeilikheid. Charles. Ja, wat kry jy toe? 12,00. Oh, halleluja. 4s is 12,001 wat? Dankie. Okay, hulle vra vir jou bereken die grootte van die snelheid, so jy hoef nie die rigting te gegee het nie. Maar wat sal dit wees? Na die vleermuis. Ja, is jy verkeerd? Sê jy? As jy dan so dat jy verstaan, kan jy dan Dan kry jy 0. Ja? Almoerei? Juffrou, is die rigting na die vleermuis. In die rigting van die vleermuis, ja. Maar ek is nie verkeerd nie, ek moet agterop. Maar moenie afrond nie. Okay. Reg, dan het jy ook gehad vraag 6. Okay, vraag 6. Sê dit vir jou. 'n Ambulans beweeg teen 'n konstante snelheid van 30 meter per sekonde na die hospitaal toe. Die sirene van die ambulans maak 'n frekwensie van 400 Hz. Neem die spoed van klank in lig as 340 meter per sekonde. Die diagram toon hoe die golfronte van die klank deur die sirene voorgebring as gevolg van die beweging daarvan dat jy y en x. Nou sê hulle vir jou 6.2 aan watter kant van die diagram is die hospitaal geleë? En hulle sê vir jou ambulans beweeg teen 'n konstante spoed van soveel na 'n hospitaal toe. Henk?
Hy is by X geleë. Hoekom sê jy so? Want die golwe is saamgepers nader aan X so. Soos ambulans na hospitaal beweeg, word klankgolwe saamgepers. Sorry, ja. En dan? So dis beweeg die ambulans in die rigting. Okay. Soos hy nou beweeg, word klankgolwe saamgekers, pers, frekwensies van die luisteraar sal toeneem. En dan klankgolwe by X word saamgedruk. Saamgedruk. Dus is X hospitaal. Okay, goeie vraag. So hierdie wat ek hierso gedoen het, is 'n wiskundige konklusie. Okay? So sê net maar ek sê vir jou, blomme is pers. En ek sê vir jou pers is nee, ek sê vir jou pers is koninklik. Koninklik. Dan gaan jy dit wil sê blomme is koninklik. Okay. So, hier is 'n wiskundige stelling en jy maak twee stellings en dan kan jy daai twee stellings merge met mekaar. Okay? So ek wil nie dit ek sê blomme is pers. Pers is koninklik. So dan gaan pers en pers uitkanselleer en dan kan jy sê blomme is koninklik. Dieselfde ding hierbo. So sê soos die ambulans na hospitaal beweeg, sal klankgolwe saam pers. Het ek enigiets hierbo gesê van X en Y en regs en links? Nee, ek het gesê soos wat iets nader gaan die klankgolwe saam pers. Nog niks gesê van die prentjie daar nie. Dan het ek gesê die frekwensie sal toeneem. Okay, soos wat dit gebeur. Eintlik kan ek daai heeltemal gedelete het in my stelling. Okay, so daar is my eerste stelling daarbo. Dan sê ek klankgolwe by X is saamgedruk. So ek gaan na my prentjie toe. Klankgolwe by X is saamgedruk. Het ek al enigiets gesê van die hospitaal? Of die hospitaal X is of Y is? Nee. So ek het gesê klankgolwe saamgepers, klankgolwe saamgepers. So daar is die twee stellings wat ek kan uitkanselleer. So dit wil sê H is of die hospitaal is by X. Julle met my? Okay. So dit voel soos baie simpel stellings wat jy maak soos ek het mos nou gesê klankgolwe saamgedruk en daar's dit. Maar hulle wil dit sien in wetenskap. Julle gaan nog 'n paar keer hierdie jaar doen wat so die goeters moet bring na mekaar toe. Baie in die volgende hoofstuk en die volgende hoofstuk wat gaan kom. Okay. Goed. Dan is ek by 6.4. Nee, 6.2. Tegnies 3. Maar 2. Okay, bereken die frekwensie van die klank van die sirene wat deur die persoon gehoor word wat by die hospitaal staan. 5 punte. Hierdie vraag tel gewoonlik 5 punte. Okay, vir 'n gewone solid vraag. So as jy die frekwensie van die luisteraars wat ons wil weet, die frekwensie van die bron sê hulle vir jou is 400. Die spoed van die klank van lig is 340. Die spoed van die luisteraar is 0 want dit is iemand by die hospitaal waar daar staan. Die spoed van die bron is 30 meter per sekonde. Okay, so. Ag, nee. En Linden, nee, het jy geantwoord skryf? Okay, sê vir my plus, bo, minus, onder, wat sê jy nou? Hoekom? Hy beweeg na hom toe. 340 minus 30 maal 400. En toe wat se antwoord kry jy, Linden? 438,7. En hertz. En maak jou antwoord sin? Hoekom? So die klankgolwe word saamgedruk. Okay, 'n verpleegster sit langs die bestuurder in die passasierssitplek van die ambulans soos dit hospitaal toe nader. Bereken die klankgolwe van die klank wat die verpleegster hoor vir 3 punte. 3 punte is formule waardes antwoord. Nou wil ek by jou hoor eers as hy weer.
Die verpleegster wat daar langs of in die ambulans sit. Hoor sy hierdie frekwensie wat nou hoor is of hoor sy die werklike frekwensie? Die werklike. Hoekom? Is dit reg? Hoekom? Want sy is by die bron. Sy is by die bron, sy beweeg saam met die bron, haar spoed is dieselfde as die bron se spoed, so sy hoor presies wat die bron sinne is. So dit is weer daai formule, die spoed van klank is 340, die frekwensie is 400, ons wil die golflengte weet. Wat is die golflengte MB? 0,85 wat? Yes? Okay. Goed, so vir huiswerk het ek vir julle die maklikste vraag gegee wat ek kon kry. Nou wil ek gou gaan na 'n moeilike vraag en die een wat julle 10 teen 1 sal kry in 'n eksamen. En dit is vraag vraag 11. Sê weer? Het is omgedoen. Wat sê jy? Oh, unlucky. Sjoe. Okay, goed. Vraag 11. Sê hulle vir jou. 'n Polisiemotor wat teen 'n konstante snelheid beweeg met sy sirene aan, ry verby 'n stilstaande luisteraar. Die grafiek toon die verandering in die frekwensie van die sirene van die klank wat deur die luisteraar waargeneem word. Okay, so kyk gou na daai grafiek. Jy kan sien hy gaan so. Nee, so as ons kyk na die Doppler effek, dan weet ons as soos wat hy nader kom, is die frekwensie hoër en soos wat hy weggaan is die frekwensie laer. Okay. Nou ons het nog net gedoen konstante snelheid of konstante spoed. Menende hy versnel nie na jou toe en versnel weg nie, hy ry teen 'n konstante spoed en hy ry teen 'n konstante spoed weg. Want as hy versnel, dan gaan die grafiek nie so lyk menende met 'n reguit lyn hier en 'n reguit lyn daar nie. Dan gaan die grafiek bietjie anders lyk, maar ons doen glad nie dit nie. Okay, so julle gaan altyd hy beweeg teen 'n konstante spoed na jou toe en hy beweeg teen 'n konstante spoed verby en daarom is die frekwensie, die afstand tussen hierdie klankgolwe gaan konstant wees na jou toe. En die afstand van die golwe soos wat hy wegbeweeg van jou af, gaan ook konstant wees die spasies tussen hulle. Wat beteken dit? Dit beteken die frekwensies na jou toe gaan konstant wees en die frekwensie weg van jou af gaan konstant wees. Okay, so jy gaan altyd seker twee reguit lyne kry. Wat het hierso gebeur? Die Doppler effek. Soos wat hy verby jou beweeg, hoor jy 'n verandering in frekwensie. Okay. Hierdie ene hierbo sê vir jou 170, hierdie ene hieronder sê vir jou 130. Kan ek dus sê, okay, die afstand tussen daai twee is 40, so 150 is seker die erklike frekwensie. Die kan nie daar aanname maak nie. Okay, kan nie daar aanname maak nie. Chap. Goed, ek moet gou my plekkie kry, daar's hy. Goed. Nou vra hulle vir jou by 11.1, stel die Doppler effek in woorde. Nou wil ek gou net hê jy moet gou vir my loer na al die lang vrae. Kom ons begin daar by vraag 1. Sê hulle vir jou, stel die Doppler effek in woorde. Vraag 2 het hulle gevra gebruik jou die kennis van die Doppler effek. Vraag 3.1 stel die Doppler effek in woorde. Vraag 4.1.2 stel die Doppler effek in woorde. Vraag 5 was daar nie 'n definisie nie. Vraag 6 vra hulle die toepassing daarvan. Vraag 7 stel die Doppler effek in woorde. Vraag 8.3.1 beskryf wat die Doppler effek is. Vraag 9 stel die Doppler effek in woorde. 10.1.1 noem die verskynsels die Doppler effek. Vraag 11 stel die Doppler effek in woorde. Vraag 12 stel die Doppler effek in woorde. 13 Doppler effek in woorde. 14 Doppler effek in woorde. 15 Doppler effek in woorde. 16, ek dink hulle vra beskryf die patroon. Kry julle die idee wat hulle vir jou gaan vra? Die Doppler effek in woorde. Okay, so jy weet wat kom. So dit is nie eers soos 'n
jy weet, soos, kom ek spot 'n definisie, hulle gaan vir jou vra die Doppler effek. Of jy moet sê Doppler effek, of jy gaan die hele definisie moet uitskryf. Okay, dan 11.2.1, sê hulle vir jou. Skryf die frekwensie van die klank neer wat deur die luisteraar waargeneem word, soos die polisie motor. 11.2.1, die luisteraar nader, soos wat hy nader is, gaan die frekwensie mos hoër wees. So dit is 170 Hz, moenie daar Hz vergeet nie. Dan 11.2.2, soos wat hy wegbeweeg, dit is 130 Hz, hoekom? Want hy beweeg weg van hom, frekwensie neem af. Okay, nou vra hulle vir jou by 11.3 vir 6 punte. Bereken die spoed van die polisie motor, neem die spoed van klank in lig as 340 meter per sekonde. 6 punte sê vir jou, bietjie meer werk as jy gewone som. Alright. Nou, die vrae bou mos op mekaar. So, hulle het vir gevra soos wat hy nader, soos wat hy weggaan. So kom ek kyk gou, kom ek kies 'n scenario. Okay, kom ek gaan soos wat hy nader aan hom beweeg. Okay? Nader aan hom beweeg het ons, die frekwensie van die luisteraar is 170, die source van die frekwensie, nie gegee nie. Die spoed van klank en lig, 340. Die spoed van die luisteraar is 0, want hy beweeg na 'n stilstaande luisteraar. Die spoed van die klank, dink ek, die spoed van die source is die vraag, hoe vinnig beweeg die polisie motor? Okay, het iets nie. Okay, so as ek hierso invul, daai hy beweeg nader, so dis 'n plus en 'n minus. Hierdie is 170, hierdie is 340, plus 0 oor 340 minus dit, maal daai 2 onbekendes. Okay, so soos wat hy wegbeweeg, kom ons kyk of ek daar nie meer inligting het nie. Soos wat hy wegbeweeg, frekwensie van die luisteraar is 130, frekwensie van die source het hom nog steeds nie. Spoed is 140, dit is 0, die ene is die vraag, hoe vinnig beweeg hy? So as ek hier hom invul, hier beweeg hy nou weg, soos 'n minus bo, dan gaan hy 'n plus onder hê. Hierdie is 130, 340. Okay. So, ek sit met 'n bietjie van 'n benar hierso. Kom. Die vraag is bereken hoe vinnig beweeg die polisiemotor. Die polisiemotor is aan die stil, so kan jy 0 daarin vul. Ja, as jy 0 daarin vul, sal die twee dieselfde wees. Maar hulle het net vir gesê wat is die frekwensie van die source nie, van die bron, van die toeter, of sirene. En ek het vir gesê, mag nie aanneem dit is smack bam in die middel nie. So wat gaan jy doen, Linden? Ek sien jy die antwoord. So toe ek verduidelik het jy nie geluister nie. Jy kan nie dit in die middel vat nie, want jy weet dit nie vir 'n feit nie. Enigiemand. Ek het, nie sweeties nie, maar ek het 'n chappie. Sê jy? Weet jy, Marie? Jy stel die twee gelyk aan mekaar. Ek gaan nou vir jou chappie bring. Okay, want die frekwensie van die bron is presies dieselfde vir albei. Die toeter, die frekwensie van die toeter is dieselfde. So ek gaan net hierdie formule gaan herrangskik, sodat ek kry Fs is gelyk aan bla 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 bla. Dieselfde ding hier. Gelyk Fs is gelyk aan bla 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 bla. En dan kan ek die twee gelyk stel aan mekaar. Okay. So tot en met hier, hierdie vraag tel 6 punte. Tot en met hier gaan jy 5 punte hê. Okay, so hierdie wiskunde wat jy nou gaan doen is 'n punt. So as jy wiskunde jou potjie, dan is jy fine, want jy weet dat jy die meerderheidpunte het. Okay, so wat het ek hier gedoen? Ek soek Fs, so ek het daai ding opgevat. So 170 maal met daai, gedeel deur 340. En dan gaan ek dieselfde doen vir daai kant. So ek gaan hê 130 maal met 340 plus Fs gedeel deur 340. Nou, ek is definitief teen goeders inmaal. Dis
ver as moontlik as ek kan. So, wat gaan ek doen? Ek gaan eers vereenvoudig so ver as moontlik. So as ek hierdie 340 wil weg hê, dan moet ons na daai kant maal met 340, né? Nee? En 340 gedeel deur 340 is 1. So nou gaan ek sê nou maar hierdie kant 170 gedeel deur 130, so ek vat die 130 aan die kant toe en dan hierdie kant het ek 340 plus Fs gedeel deur 340 minus Fs. Ag, hier het ek nou 'n langer roete gevat, maar anyway, maak nie sin, ag, saak nie. So, ek gaan nou hier so 1,3077. En nou gaan ek maar moet inmaal. Sjoe, sorry. Maar skryf is lelijk. Sjoe, kijk of jullie dieselfde antwoorden krijgen. Julle het gesien die antwoorde is daar agterop, net die hele memo is uitgetik vir jou agterop. So julle kon net die memo uitgeskryf het vanaf jou notas. Julle het dit geweet? Wat jy gedoen het? Kijk, jullie die wiskunde daar gevolg met die hele handskrif. Soort van. So daar het ek kom toe net in gaan maal daarso. Toe het ek daai kant gaan minus dit gekry. Hierso is minus 1,31 Vs. As ek hom aan die ander kant toe vat, word dit 'n plus. Dus is klaar 1 Vs plus 1,31 word 2,31 Vs. En dit ek gedeel deur. Ok, ek wil sê, dis omtrent so moeilik soos wat hy kom. En daarom is julle huiswerk vir daai vraag, om daai vraag in te oefen, vraag 12. Ja, dit ook. Welkom by Matriek. En welkom by Juffrou Marks wat bietjie geïrriteerd raak met Matrieks. Ok. Dan, wag, laat ek gou net dink. Ek gaan jou nou kans om vraag 12 te doen. Dan sal ek môre ommerk en dan die hoofstuk afhandel. So jy